Baie welkom by Leef die Woord en dankie dat jy by ons aangesluit het. Dit is altyd lekker om saam met julle rondom die woord van ons Here te kuier. Ons skenk aandag aan Jesus Christus in die tuin van Getsemane. Kom ons bid eers saam. Vader, dankie dat ons met u woord voor ons oop kan wees. Ons stel ons harte oop en ontvanklik vir dit wat u ons wil leer. In Jesus se naam. Amen. Wanneer ons die evangelie volgens Lukas lees, dan merk ons op dat Lukas sy evangelie begin met 'n verklaring van voorneme. Hy sê dat hy alles noukeurig ondersoek het om dit in volgorde op te stel, sodat daar sekerheid kan wees omtrent die dinge waaroor ons geleer word. En dan sien ons hoe sy evangelie uitspeel en dit bring ons dan ook later by die lydensweek van Christus, by die intog in Jerusalem en hoe Jesus deur daardie week beweeg het, totdat ons onsself bevind hier waar ons nou nadink oor Jesus in die tuin van Getsemane. Vriende, ek dink nie ons kan ons hoegenaamd indink wat is die enorme angs wat Jesus beleef het toe hy in die tuin van Getsemane was nie. En die intensiteit van daardie oomblik was so oorweldigend geweest dat Lukas ons met 'n beeld los. Ons lees dit in Lukas 22 vers 44. En toe hy, dit is nou Jesus, in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Wanneer ons lees dat Lukas in sy evangelie skrywe, en onthou nou dat hy 'n dokter was, dat Jesus Christus se sweet soos bloeddruppels geword het, verwys dit na 'n mediese toestand wat bekend is as hematidrose. Nou, hematidrose is 'n baie skaars mediese toestand, en dit is waar 'n persoon letterlik bloed deur sy sweetkliere afskei. En dit word gewoonlik gekoppel aan uiterste emosionele spanning of angs wat beleef word, of wanneer daar intense vrees is of traumatiese druk beleef word, of wanneer daardie fight of flight reaksie van 'n mens totaal oorlaai word. Dis juist dan wanneer dit gebeur. Die druk op die bloedvate word so enorm groot dat hulle mikroskopies begin skeur en dan gebeur dit dat bloed so sweet op 'n persoon se lyf verskyn. En ons sien dat dit ook met ons Here Jesus gebeur het. Die tuin van Getsemane openbaar hierdie intensiteit en die enormiteit van die druk wat Jesus Christus beleef het, die angs wat Jesus beleef het, wat hy ook fisiek in sy liggaam gedra het, nog voordat hy deur soveel marteling gegaan het. Jesus Christus kon sien wat vir hom wag in die kruisiging en by dit alles nog het Jesus geweet dat hy op die drempel gestaan het van daardie oomblik waar hy sou ervaar dat hy van die Vader geskei sou word. En hierdie ding wat Jesus gesien het, hierdie vooruitskouing wat hy begin beleef het, hierdie allesomvattende las wat Jesus begin dra het hom ook fisies in sy liggaam geraak. Dit het hom fisiek geraak. Jesus het nie gewoon net emosioneel en geestelike druk beleef nie. Ons lees dat hy 'n sware stryd beleef het en nog meer intens gebid het, maar dan ook dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. Getsemane wys vir ons dat die lyding wat Jesus Christus beleef het, nie eers onder die gewig van die kruis of eers op Golgotha begin het nie, maar dat dit reeds hier in die tuin van Getsemane begin het. Getsemane kom herinner ons daaraan dat Jesus Christus nog voordat hy die kruis gedra het, reeds jou en my las gedra het. Maar, en dit is 'n baie belangrike maar hierdie vriende, Jesus se angstigheid moet nooit gesien word as 'n onwilligheid nie. Laat ons onsself net weer 'n keer herinner daaraan dat Jesus gesê het in Lukas 19 vers 10, want die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Johannes 15 vers 13 het Jesus gesê, groter liefde het niemand as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende gee.
Ook Jesus het gesê in Johannes 10 vers 18 dat niemand sy lewe van hom afneem nie, maar hy lê dit uit homself uit af en hy het ook mag om dit af te lê en dit weer op te neem, want hy het hierdie gebod van sy Vader gekry. Ons herinner ons ook aan die woorde van Hebreërs 12 vers 2, dat Christus vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en die skande verag het. Maar nogtans het Jesus hierdie intense spanning en angs beleef. Maar dit is nie omdat Jesus nie bereid was om vir ons te sterwe nie. Die krag en die betekenis van hierdie oomblik wat Jesus in die tuin van Getsemane beleef en wat ons van lees in die skrifte, het Jesus Christus nie gestop om die weg van die kruis te volg nie. Dit was steeds Jesus se keuse gewees om te volhard met sy goddelike missie. En daarom ook het Jesus gebid, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Die druk het Jesus nie laat terugdeins nie. Dit het hom eerder tot volle oorgawe gelei. Jesus Christus het gehoorsaamheid bo gemak verkies, oorgawe bo ontsnapping verkies. Jesus Christus het ons eerste gestel. Hy het ons gekies, ten spyte van dit wat hy beleef het. Vriende, wanneer ek nadink oor Getsemane en ek lees hierdie verhaal, dan tref dit my. Die eerste bloed wat Jesus Christus vir ons gestort het, was nie aan die kruis gewees nie. Dit was reeds in die tuin van Getsemane gewees. Nog voordat die spykers en die dorings hom deurboor het, het hy reeds die druk beleef wat ons op hom geplaas het vanweë ons sonde. En Christus het nie weggedraai nie. Hy het gebly, hy het verdra, hy het verduur. En juis hierin is die betekenis van Christus se liefde vir jou en my, dat hy bereid was om die volle gewig van ons sonde te dra, van die eerste druppel bloed in Getsemane tot die laaste asem aan Golgotha. So wat kom leer Getsemane jou en my? Dit is 'n aanmoediging om te volhard in ons ywer vir die Here. Laat ons nie vergeet nie, immers laat ons gehoor gee aan die woorde van Hebreërs 12 vers 4, want julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Vriende, ons ligte verdrukking kan nie opweeg teen die prys wat Jesus Christus betaal het, reeds vir jou en my in die tuin van Getsemane. Daarom wil ek jou aanmoedig, kom ons bly getrou aan die Here, kom ons laat vaar nie ons ywer nie, kom ons volhard in ons ywer vir hom. Jesus Christus was bereid om vir jou en my te doen, wat ons nie vir onsself kon doen nie. Kom ons wees bereid om voluit einduit vir hom te lewe. Laat Getsemane ons herinner dat hy vir ons bloed gesweet het en laat dit ons aanmoedig om des te meer ten bloede toe weerstand te bied teen dit wat ons wil laat struikel. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, dankie dat U bereid was om vir ons die druk en die angs te beleef in Getsemane. Help ons om aan U getrou te bly wanneer ons dink aan U volharding en U getrouheid, dat U ter wille van ons gelei het, sodat ons kan leef. Laat ons dan nou leef vir U, al sou ons ly. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen.